Geliefdes, ons toetrede tot die erediens vanmôre kom uit Psalm 111 en ons sing daar saam die eerste strofe, Psalm 111, strofes 1. Dankie dokter. Geliefdes, die wat op die Here vertrou is soos Sionsberg wat nie wankel nie, maar altyd vas bly staan. Soos die berg Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, laat ons antwoord op die Here se seëngroet. Kom ons sing saam uit Psalm 133, verskoning, strofes 1, 5 en 11, die Tosiusberuiming.
Gemeente, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slaafin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan inderdaad skuldig teenoor God en ons medemens. Laat ons skuld bely. Kom ons sing saam uit Psalm 23, strofes 3, die Tosius beruiming. Broers, susters en kinders, nadat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8 lees ons spesifiek: Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely dan dus ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing saam uit Psalm 48, daarvan strofes 1 en 4, weer eens die Tosius beruiming. Broers en susters, voordat ons die woord van die Here vanmôre oopmaak, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons hemelse Vader, ja Heer, ons raak weer stil voor U, die Almagtige, die gans andere. Vader, kan ons ooit werklik besef hoe groot en omvangryk die genade is, dat ons as sondaar mense met U as die Almagtige in 'n ontmoeting kan kom staan. Vader, in nederigheid en in opregtheid, pleit ons eerstens om die vergifnis van ons sondes. Want o Heer, ons is die bewus van ons menswees, van ons moedwillig wees. Maar daarmee saam, Here, dank ons U ook vir U liefde, vir U bereidwilligheid om met ons 'n pad te stap, U bereidwilligheid om U beloftes altyd gestand te doen. Daarom, Here, is ons vanmôre hier om U te loof en U te dank, maar om ook weer na U woord te luister, om ook weer ons lewens in oënskou te neem, sodat ons ook weer met erns ons lewens kan inrig en kan leef tot U eer. Vader, ons kruip so maklik weg.
Ons steek so maklik weg. Ons oortuig onsself dat ons op 'n goeie plek is, dat ons in beheer is. Maar Here, as ons U woord aanhoor, wanneer ons gekonfronteer word met U wet, dan besef ons skiet ver tekort. Daarom bid ons weer, dat U ons harte sal omploeg met die werk van U Gees. Dat U woord in ons harte ook sal saad skiet, sal groei. Vader, ons bid in die besonder vir ons broers en susters wat vanmôre nie hier kan wees nie. Hulle wat siek is, hulle wat in hospitale is. Ons bid vir hulle wat ver is, Here. Ja, Here, U ken elkeen van ons. U ken ons omstandighede. Elke toneel in ons lewens weet U van, want U sien dit raak. Maar dankie, Here, dat U ook betrokke is in ons lewens. Dat U nooit U rug op ons draai nie. Vader, ons dankie vir die reën wat U vir ons gestuur het. Ons dink ook aan daardie dele van ons land waar dit ook nog steeds droog is, maar ook daar waar daar ook deur die reën, Heer, ook krisisse ontstaan het. Maar Vader, ons dankie dat ons weet dat U skepping ook genees, want U hou U hand oor U skepping, maar ook mense se lewens genees. Want U is 'n genadige God. Ag Vader, ons bid dat as ons hierdie woord van U lees, dat U dit stil en rustig in ons sal maak. Ag Vader, ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Oom Henny, kan ek oom pla vir 'n glas water asseblief? Ekskuus, dankie. Geliefdes, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak in die Ou Testament. En jy sal onthou dat ons verlede week gelees het daar uit Deuteronomium uit. En nou blaai ons so 'n bietjie paar hoofstukke aan en dan lees ons saam daar uit Joshua uit. En ons gaan vanmôre die hele hoofstuk saam lees, daar uit hoofstuk 7. En jy sal ook onthou met verlede week se prediking het die Here Jesus bepaalde beloftes gemaak. Dat hy met sy volk sou wees, dat hy met hulle sou saamtrek. En dis dan met hierdie sekerheid en hierdie hoop dat hierdie volk dan ook oor die Jordaan dan trek en begin om die beloofde land in te neem. Baie dankie oom. En op hierdie stadium was dit dan ook baie suksesvol geweest. Jerigo lê in puin. En elke kind vanmôre is daarom hopelik veronderstel om daarom daardie Bybelverhaal te ken van Jerigo en die mure wat getuimel het. Daardie vestingstad wat baie oud was, 'n baie ou vestingstad en waar daar geglo is dat niemand ooit hierdie stad sou kon vernietig nie. Want daardie inwoners het natuurlik geglo dat hulle gode hulle sou beskerm en hulle het natuurlik ook oor die nodige militêre agtergrond beskik om hierdie stad te verdedig. Maar helaas, hierdie stad lê in puin. En dan kom ons hier by hoofstuk 7 en ons lees daar saam vanaf vers 1. Die Israeliete het egter 'n daad van ontrou begaan met die bangoed. Agan, seun van Karmi, seun van Sabdi, seun van Serag, van die stam Juda, het van die bangoed gevat en die toren van die Here het teen die Israeliete ontbrand. Joshua het manne uit Jerigo na Ai toe gestuur, wat by Bet-Awen, oos van Bet-El lê. Hy het vir hulle gesê, trek op, verken die land. Die manne het opgetrek en Ai verken. Hulle het na Joshua teruggekom en gesê, nie al die manskappe moet optrek nie. Ongeveer 2 of 3.000 man kan optrek, hulle sal Ai verslaan. Moenie al die manskappe die moeite aandoen om hulle daarheen te stuur nie, want daar is maar min mense. Ongeveer 3.000 van die manskappe het daarheen opgetrek, maar hulle het gevlug voor die manne van Ai. Die manne van Ai het ongeveer 36 van hulle neergevel.
Hulle het hulle van voor die stadspoort af tot by Sebarim agtervolg en hulle teen die hang neergevel. Die harte van die manskappe het ineengekrimp en soos water geword. Joshua het sy klere geskeur en tot die aand toe met sy gesig teen die grond neergebuig voor die ark van die Here. Hy en die oudstes van Israel. Hulle het stof op hulle koppe gestrooi. Joshua het gesê: Ag, Here, my Heer, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons in die hande van die Amorite oor te gee, om ons te vernietig? Was ons maar liewer bereid om oor kan die Jordaan te bly? Asseblief, my Heer. Wat moet ek sê nadat Israel voor sy vyande gevlug het? Die Kanaaniete en al die inwoners van die land sal dit hoor, ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal U dan doen vir U groot naam? Die Here het Joshua geantwoord: Staan op, waarom lê jy nou op jou gesig? Israel het gesondig. Hulle het my verbond wat ek hulle beveel het oortree, as ook van die bangoed geneem, dit gesteel en daaroor gelieg, en dit boonop by hulle goed gevoeg. Die Israeliete sal nie kan standhou voor hulle vyande nie, hulle moet voor hulle vyande vlug, omdat hulle self bangoed geword het. Ek sal nie meer met julle wees nie, tensy julle die bangoed tussen julle uitdelg. Staan op, heilig die volk en sê: Heilig julle self teen môre, want so het die Here die God van Israel gesê: Bangoed is in julle midde, Israel. Jy sal nie standhou voor jou vyande nie, totdat julle die bangoed uit julle midde verwyder het. Kom môreoggend nader volgens julle stamme. Die stam wat die Here uitwys, moet volgens familiegroepe naderkom. En die familiegroep wat die Here uitwys, moet volgens families naderkom. En die familie wat die Here uitwys, moet man vir man naderkom. Die een wat met die bangoed uitgewys word, moet verbrand word. Hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en heilig kennis gepleeg het in Israel. Joshua het vroeg die môre opgestaan en Israel volgens hulle stamme laat naderkom. Die stam van Juda is toe uitgewys. Hy het die familiegroepe van Juda laat naderkom en die familiegroep van Serag is uitgewys. Daarna dat die familiegroep van Serag man vir man laat naderkom en Sabdi is uitgewys. Toe het hy Sabdi se familie man vir man laat naderkom en Agan, die seun van Karmi, seun van Sabdi, seun van Serag, van die stam van Juda is uitgewys. Josua sê toe vir Agan: My seun, gee tog eer aan die Here, die God van Israel, en bring lof aan hom. Vertel my tog wat jy gedoen het. Moenie vir my iets wegsteek nie. Agan het Josua geantwoord en gesê: Waarlik, dit is ek wat gesondig het teen die Here, die God van Israel. Dit is wat ek gedoen het. Ek het onder die buit een mooi koningsmantel uit Sinar, 200 sikkel silwer en een staaf goud wat 50 sikkel weeg gesien. Ek het dit begeer en dit gevat. Kyk, dit is weggesteek in die grond binne my tent. Die silwer is heel onder. Josua het die boodskappers gestuur. Hulle het na die tent gehardloop en sowaar dit was weggesteek in die tent met die silwer heel onder. Hulle het dit uit die tent gehaal en na Josua en al die Israeliete gebring. Hulle het dit voor die Here uitgeskit. Josua en die hele Israel saam met hom neem toe vir Agan, afstammeling van Serag, met die silwer, die koningsmantel en die staaf goud, asook sy seuns en dogters, sy beeste, sy donkies, sy kleinvee, sy tent en alles wat aan hom behoort. Hulle het hulle laat opgaan in die vallei van Agor. Josua het gesê: Hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Vandag stort die Here jou in die ongeluk. Toe gooi die hele Israel hom met klippe dood. Die res het hulle verbrand of gestenig. Hulle het 'n groot hoop klippe op hom gepak, wat vandag nog daar is. En die Here se brandende toren het bedaar. Daarom het hulle daardie plek vallei van Agor genoem.
Dit is vandag nog so. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en die Here se woord is kragtig en die Here se woord beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Geliefdes, ons sing nou weer saam daar uit Gesang 2, 5, 7 en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3. Gemeente, ons lees daar in vers 21, ek het onder die buit een mooi koningsmantel uit Sinar, 200 sikkel silwer en een staaf goud wat 50 sikkel weeg gesien. Ek het dit begeer en dit gevat. Kyk, dit is weggesteek in die grond, binne in my tent. Die silwer is heel onder. Kyk, dit is weggesteek in die grond, binne in my tent. Ja, geliefdes, inderdaad, soos ons tema ook vanmôre lui, sonde is gatgrawe. Is 'n mens sou dit dalk ook anders kon stel, om te sê dat sonde is gat sien. En nou klink dit dalk vir u vreeslik, maar 'n mens sou dit dalk nog verder kon stel en sê dat 'n sondaar gaan sy gat sien. Nou waar kom dit vandaan? Geliefdes, daar is die ou verhaal wat vertel word, en dit is vir die waarheid, dat tydens die Anglo-Boereoorlog moes die veroordeeldes en baie kere daar die Kaapse rebelle hulle eie gate grou, hulle eie graf. En dis waar die gesegde vandaan gekom het, dat iemand sy gat sien, menende dat hy sou sterf. Geliefdes, dis dalk nogal belangrik dat ons weer vir 'n oomblik so 'n bietjie sal stil staan by sonde. Ons leef in 'n wêreld en 'n tyd waar sonde maar baie kere gerelativeer word. Sonde word baie kere maar beskou as 'n persoonlike aangeleentheid. Sonde word baie kere beskou as iets wat nie so ernstig is nie. Ja, sonde word maar baie kere beskou as 'n saak uit die ou tyd, dat daar nie werklik iets so sonde is nie, maar 'n menslike perspektief. Liefdes, hierdie gedagtes bring ons by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. 'n Baie interessante gedeelte in die Ou Testament. 'n Gedeelte wat ons dalk sou kon gebruik het vir 'n draaiboek, vir 'n film. Want hier is soveel tonele wat 'n mens uit hierdie gebeure sou kon gebruik. En kom ons kyk na die eerste toneel en verplaas die vanmôre ook in die geestesoog.
daar na die murasie van Jerigo. Ja, die son het gesak, en die maan is helder. En daar oor die murasies van hierdie eens magtige stad, is daar nou 'n bouval. Daar is niks oor. Daardie stadsmuur het omgeval, is stikkend. Wonings, paleise, tempels, besighede. Maar benewens dit ook mense is daar nie meer nie. Hierdie stad is verower. Hy lê in pyn. Maar dan ook onder hierdie selfde maan, net 'n entjie daarvandaan is daar 'n kamp. 'n Kamp wat in rustigheid verkeer. In die middel van hierdie kamp is daar 'n tent, bekend as die tabernakel of die tent van ontmoeting. 'n Tent, 'n kamp wat netjies uiteengesit is met elke stam se plek, al 12 stamme. En daar is rustigheid in daardie kamp. Almal is tevrede. Daar's rustigheid en kalmte. Want hierdie stad, hierdie ou stad, wat sommiges beweer al reeds 8000 jaar voor Christus al reeds bestaan het, lê in puin. Menende dat hierdie belofte wat God gemaak het, het hy gestand gedoen. God is met sy volk. Hulle sou inderdaad hierdie beloofde land kon betree. Daar's nie meer angs en vrees nie. Verlede week het ons dit ook met mekaar gedeel, daardie angs en onsekerheid, as daardie volk staan langs die Jordaan. Moses is nie meer daar nie, en hierdie jong leier Joshua moet leiding gee, en op hierdie stadium is hulle baie dankbaar vir Joshua. Alles verloop volgens plan en belofte. Maar dan geliefdes, in hierdie toneel van hierdie maanlig is daar beweging. Uit hierdie kamp is daar 'n siel op pad na die bouvalle van Jerigo. Ja, van skaduwee tot skaduwee is hierdie siel besig om te beweeg, versigtig, stil. Wat sou sy missie wees? Hierdie siel se naam was Achan. Kom uit 'n bekende familie, deel van die stam Juda. Wat sou hy gaan maak in Jerigo? Dalk wou hy iemand gaan help. Dalk weet hy dalk van iemand wat seer gekry het. Dalk wou hy net weer gaan kyk hoe hierdie stad lyk nadat hy vernietig is. Maar helaas nie. Nee, hy het inderdaad iets gesien. Nie 'n lydende persoon nie, maar 'n geleentheid. Daardie Engelse woord wat ons so baie hoor, 'n opportunity. Want in hierdie veldtog teen hierdie Jerigo het hy iets blinks raak gesien. Silwer en goud. En hy het daardie plek ook baie mooi gemerk. Hy het presies geweet waarheen hy moes gaan. En hy vat genoeg. Ook 'n baie mooi mantel daar uit Babelonië. En hy steek dit weg. En in daardie maanlig van skaduwee tot skaduwee keer hy terug na sy woning, na sy tent. Die mense in sy tent, sy kinders, seuns en dogters, sou natuurlik ook maar wakker word en sien wat hy doen. Maar niemand praat nie. Niemand sê 'n woord nie. Want hulle deel ook in hierdie oomblik, hulle deel ook in hierdie geleentheid. En so grawe hierdie Achan 'n diep gat en versteek hy hierdie buit, versteek hy hierdie geleentheid, hierdie toekoms. Plaas hy sy slaapmat daaroor en hy slaap verder en droom hy oor die toekoms, want sy toekoms sou anders wees as die res.
as hy uiteindelik ook hulle vastigheid sou kry as stam, as Juda, sou hy die ander een voorwees. Hy sou geld hê. Hy sou soveel meer vir sy kinders kon bied, het hy sekerlik maar by homself geredeneer. Broer en suster, klink dit nie maar bekend nie. Hoe baie mense is ook maar nie in hierdie dae ook maar besig om geleenthede te ondersoek en geleenthede aan te gryp vir 'n beter toekoms. Baie van daardie geleenthede is nie altyd so eerbaar nie. Veral in hierdie tyd. Veral as jy jouself bevind aan die suidpunt van Afrika, is daar baie geleenthede, of sal ons dit eerder maar sê, baie beter opportunities. Ons word daagliks daarmee gekonfronteer deur die een kommissie van ondersoek na die ander. Mense gryp dit aan, want mense moet oorleef. Dis nie wat jy het nie, dis wie jy ken. Regte tyd, op die regte plek. En so het Agan sekerlik ook maar geredeneer. En so sluit hierdie deel af, en daag daar 'n nuwe dag op. Ja, die son verrys, 'n nuwe dag, 'n dag met soveel hoop en afwagting. Daardie kamp is opgewonde. Nog 'n stad moet val. Verkenners word uitgestuur en die rapport is, is nie so baie nie. Hoef nie almal te stuur nie, so 2 tot 3000. 3000 trek op. Ja, hulle is gerus, selfversekerd. Maar broer en suster, dit gebeur ook maar in ons lewens. As ons krisis beleef, as ons bang en onseker is, dan is ons op ons knieë en ons bid en ons vra. Want dan, geliefdes, word die lewe soms so eenvoudig en so maklik en so voorspelbaar, veral ons as moderne mens wat in hierdie moderne tyd leef, dat ons glo en redeneer, ons is selfversekerd, ons het die Here nie nodig nie. Ons kan self. Wat ons lees nie van hierdie volk wat optrek na die tabernakel toe, wat offers bring of die Here in die saak ken nie, nee. Na dit wat gebeur het met Jerigo, sal niks en niemand hulle stuit nie. Daar die sondes van 'n ydelle jonkheidslewe, soos ons ook gesing het. Ja, as jy jonk is, dan glo jy kan self. Wat dan, geliefdes, daardie tragedie, ons sien daardie toneel in ons geesesoog, hoe hierdie selfversekerde militêre groep van 3000 mans moet vlug. 36 verloor hulle lewe en hulle verstaan nie wat gaan aan nie. En nou is hulle terug by daardie kamp en hierdie dag wat gebreek het met soveel opgewondenheid en selfversekerdheid word verander, omvorm in 'n nederlaag, in 'n gees van moedeloosheid, maar ook in 'n gees van verwyte. Wat gaan nou aan? Iemand moet die skuld kry. Arme Joshua. Almal kyk na Joshua. Jy is ons leier. Wat het hier verkeerd geloop? Jy het die 3000 man gestuur. Joshua is in sak en as, letterlik en figuurlik. En hy wend hom daar na die tent van ontmoeting, na die tabernakel. En ons lees hoe hy homself daar dompel in rou en voor die Here vra, Here, maar wat nou? Hoekom? Waarom? En indirek kry die Here die skuld. Kon jy ons nie maar eerder maar net laat woon het ander kant die Jordaan nie? 'n toneel van tragedie. Maar dan, geliefdes, daardie ontknoping, daardie onverwags, as die Here tot spreuke kom en sê, Joshua, staan op. Waarom is jou gesig teen die grond? Staan op. Julle het teen my gesondig. En die Here het hierdie volk gewaarsku, nog daar voor oor die Jordaan of deur die Jordaan getrek het hy hierdie volk gewaarsku, hy het vir hulle gesê, julle gaan teen my sondig, wees gewaarsku. Maar die volk wou nie luister nie.
God het presies vir hierdie volk uiteengesit wat hy van hulle verwag, ook ten opsigte van Jerigo. Los hierdie goed uit. Nou daar kan baie gespekuleer word waarom die Here dit gesê het, maar hierdie was heidense goed. In daardie tyd was dit maar die gebruik dat baie stede ook ander stede gaan plunder het, en baie van daardie goed was natuurlik ook maar goed wat heel waarskynlik gesteel en gebuit is deur oorlog. Daarom dat God hierdie volk verbied het om daardie goed te neem. Maar daar is een man wat daardie geleentheid raak sien. En as die son weer sak, dan is daar nie die vreugde en die sekerheid van die vorige aand nie. Nie daardie een siel wat in die donkerte rondgekruip het. Daardie donkerte sak toe op daardie kamp. Daardie donkerte is sonde. En daardie man het nie besef wat die impak sou wees van die sonde wat hy sou pleeg, wat hy gepleeg het. En dan kom daar weer hierdie nuwe toneel, hierdie nuwe dag wat breek. En Joshua kry die volk bymekaar. Nou waarskynlik daar by die tent van ontmoeting, want u weet dat daardie stamme so reg rondom die tempel ook geposisioneer was, elke stam. En volgens die lood word die stam uitgewys, dit kom uit Juda. Juda het gesondig. En so ook elke familie, tot hulle by daardie gesin kom, en Achan na vore tree. En as Achan uitgewys word, dan erken hy, dit is ek. En hy verduidelik ook presies hoe hy dit gedoen het. Nou geliefdes, hierdie spesifieke gebeure, hierdie toneel, het al baie vrae by mense laat ontstaan. Maar Achan erken dan hy's verkeerd. Wat maak hom dan nou anders as Dawid, wat ook erken het teenoor die profeet Nathan, ja, hy is reg, dit is ek. Soveel ander in die woord van die Here wat erken het en skuldbelydenis gedoen het. Jy sien geliefdes, Achan was nie opreg nie. Hy het nie besef wat hy gedoen het nie. Daar's nie daardie werklike berou nie. Mens sien dit so baie kere ook met hofsittings, en dan sê die regter baie kere, die voorsittende beampte, maar hierdie beskuldigde het geen berou getoon nie. Achan vertel dalk ook vir hulle baie mooi, in detail hoe hy dit gedoen het, en in sekere sin, bietjie trots daarop, want hy het die perfekte misdaad gepleeg, so het hy geglo. Niemand sou dit ooit agterkom nie, want niemand het dit agtergekom nie, behalwe God. Was dit nie vir God nie, het Achan weggekom. Die perfekte misdaad. Geliefdes, maar dit is hoe sonde werk. Ons sien dit so in die Bybel raak op talle plekke. Ons dink aan nou Adam en Eva. Ons dink aan nou Agab, as hy daar die wingerd van Nabot as sien. Ons dink aan nou Samson, as hy Delila raak sien, en nou Gehazi van Elisa, as hy ook die skatte raak sien van Naaman. En is elke keer maar dieselfde verhaal, tot en met vandag toe. Mense sien iets raak. 'n geleentheid. Wat daar die geleentheid ook al mag wees. En dan begeer hulle dit. Maak hulle planne om dit aan te gryp, om dit te vat, om dit te eien. Iets daarvan beleef ons tans in ons land. En weet jy broer en suster, jy kan maar kom met wetgewing. Dit verander nie diefstal nie. Wetgewing regverdig nie diefstal nie. En dan geliefdes, daar die pogings om alles toe te smeer. Maar dit kom uit
en die gevolge daarvan. Ons ken dit ook in die tyd waarin ons leef. En dit was later Jakobus in die Nuwe Testament, wat dit ook so mooi sou omskryf. Ons lees daarvan in Jakobus 1, hoofstuk 1 daarvan af vers 14 en 15. Elkeen word versoek, wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer en verlei word. Dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde. En wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. U sien, geliefdes, God kon nie Agan net laat gaan nie. Wat sou die boodskap wees aan die res van die Israeliete? Ag, sê net jy's jammer. By wyse van spreuke, verskyn maar net voor 'n kommissie van ondersoek, verduidelik jou weergawe en gaan aan met jou lewe en daar is geen gevolg. Die Here het sy volk uitdruklik beveel wat hulle moet en nie mag gedoen het nie. Het u nou 'n idee watter chaos dit sou wees as daar uit elke stam en uit elke familie een ou sou kom en iets sou vat wat nie syne is nie. In daardie besetting van die beloofde land. Wat sou hierdie volk van God dan anders maak as die ander nasies wat presies dieselfde gedoen het? Dit mag dalk vir die baie vreemd klink. Maar die hoogtepunt van hierdie gebeur is daardie toneel in die vallei van Agor. Baie sou dit beskou as baie wreed. Hierdie week lees met 'n opskrif, nie die artikel gelees nie, waar iemand skryf, hy lees nie vir sy kind uit die Bybel uit nie, want dis te gruisam. Ja, lees die Bybel, broer. Want in hierdie gedeelte wat dalk met die oë van die wêreld gruisam kan wees, word in die besonder God se genade na vore gebring. God maak die deur weer oop om die beloofde land binne te gaan. God laat sy beloftes gestand kom. God wys die sondaar uit en daardie sondaar word gestraf. En in die straf van daardie sondaar word die volk gered en gespaar en die geleentheid gegee om verder te trek. Daardie vallei van Agor staan die volk en kyk af. Ja, dit is die gevolge van die sonde. Dit is gat sien. Dis die val in 'n donkerte, in 'n diep gat van vernietiging. En soos dit in daardie tyd ook inderdaad geglo is, daar is die doderyk is onder, daar waar God nie is nie. Ja, broer en suster, ons weet, hy wat verkeerd gedoen het, is uitgewys. Hy wat verkeerd gedoen het en sy gesin het die prys daarvoor betaal. En weer eens kan mense sê, die arme kinders. Ja, inderdaad, die arme kinders. Dit is tog tragies om in hierdie tyd ook te sien, hoeveel ouers se besluite, versuim, hulle kinders ook maar lei na die afgrond. Hoeveel ouers weerhou hulle kinders van 'n erediens, van katekisasie, van 'n Christelike opvoeding. Hoeveel ouers is besig om hulle kinders voor te berei vir 'n toekoms, geleenthede aan te gryp, maar die verkeerde geleenthede. Dis tog niks anders as in Agan se geval nie. Maar soos ons gesê het, broers en susters, daardie vallei is 'n vallei van God se genade. Later sou die Here iemand stuur met die naam van Jesus Christus, daar het 'n plek met die naam van Nasaret. En hy sou die sonde van die wêreld op hom neem, die sonde van die sondaar. En hy erken die sonde. Die woord van die Here draai nie doekies om oor die sonde nie. Dit is inderdaad waar. Die Here verswyg nie die sonde in sy woord of laat mense goed voel nie. Dit word aangespreek en ons sien dit
deur die Here Jesus openbare optrede. Hy konfronteer mense met hulle sonde. En hoeveel keer sê hy vir hulle, gaan heen en moenie langer sondig nie. Die Here Jesus verskoon nie sonde nie. Soveel sodat hy daar in die kruis ook sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar dan gaan die Here Jesus die allerdiepste ellende in, sodat die gelowige, die begenadigde sondaar, nooit die gat van die ellende sal sien. Maar sodat die gelowige altyd sy oog sal rys na bo, na God. Want jy sien, broers en susters, ons elkeen is maar in ons lewens besig met verskillende tonele. Ons elkeen leef maar ons eie lewensverhaal. En ons elkeen klee maar ons lewensverhaal in. En elkeen van ons het maar ons bepaalde storielyn of narratief. Ja. En daar's baie goed in die lewe wat ons ook maar probeer begrawe, wegsteek. Maar broer en suster, ek weet wat reg en wat verkeerd is. Elkeen van ons het ook maar 'n gat in die lewe. Maar ons het die Here Jesus Christus, wat ons in staat stel om uit hierdie gat uit te kom. Om verby Golgotha te kan beweeg en die ware beloofde land voor oë te kan hou en te kan betree. Sonde, broer en suster, het een doel. En dit is om gat te sien. Die ewige dood. Maar broer en suster, ek is nie verlore nie. Ons het Christus. Ons het die redding, ons het hoop, ons het 'n toekomsperspektief, 'n toekomsvisie waarmee ons kan leef elke dag. En daarom in die Nuwe Testament, waar die Here ons ook by soveel kere oproep by monde van Paulus en sê dat ons die sonde afgooi, dat ons teen die sonde moet stry elke dag. Daarom dat die Here Jesus ook die Heilige Gees vir ons gestuur het. Dis 'n lewenslange stryd. Maar dis 'n goeie stryd. Dis 'n eerbare stryd. Dis 'n stryd wat uitloop op oorwinning, die ewige lewe. Ja, sondaars is ons. Maar ons is begenadigde sondaars. Want u sien, ons skuld en skande het die Here Jesus op hom geneem. Daarom kan ons die stryd stry. God is betrokke in elke toneel van ons lewens. En al probeer ons soms wegkruip en wegsteek, kan ons nie. Maar ons hoef ook nie. Ons kan elke dag saam met die Here leef en mag dit ook so waar wees van ons elkeen se lewens, ook as 'n gemeente, dat ons in eerlikheid, opregtheid voor die Here leef. Dat ons nie sal skaam wees vir wie en wat ons is nie. Ons is kinders van die Allerhoogste. Ons is sy volk. En daarom dat ons kan bid, Here, laat u koninkryk kom. Dat ons ook met 'n sekerheid en 'n gerusstelling voor die regterstoel van die Here kan verskyn, met die wete, Christus is met ons. Amen. Geliefdes, ons sing vanmôre ten slotte en biddende saam, daaruit Gesang 276, ons sing dit staande en biddende, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.